Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op TikTok en natuurlik ook so op YouTube en op Facebook. Altyd vir my een besonderse voorreg om saam op ons aanlyn kerk se gebedstyd saam tyd te kan spandeer. En ek wil vir jou baie welkom sê en mag hierdie ook vir jou een besonderse aand wees. Baie welkom julle TikTokkers en Facebookers en ons kursus is uiteindelik klaar. Gister die hele dag in klas gewees tot Strand 6 toe kom, dus dit soos dis nou verby vir eers. En ons het baie geleer en daar was 'n paar sessies wat baie diep tot ons eie harte gespreek het en 'n besonder in my eie lewe en ek dink is baie keer nodig om jy weet 'n bietjie stil te word en ook te gaan kyk waar jy nog nooit in jou lewe met sekere goed gedeel het nie. Dit was 'n moedkursus en ek is verskriklik dankbaar. Ek het die klasse bygewoon die laaste paar maande. Ons 'n paar taakies wat ek moet doen en 'n paar opdragte en 'n paar eksamens aflê, maar nou ja, ons is klaar met ons aandklasse. En ja, ons het nogal uitdagings die laaste 2 weke gehad met Facebook wat nie die goed wil laai nie en jy weet dan sê jy's meer af as wat jy aan is en jy goed plaas jy en dan kom dit net nie op nie en dan het Facebook jou geblok oor jy weet sekere goed wat mense kla oor en ja, dit was net uitdagend, maar dis ook verby. As jy in die omgewing van Sabie Sondagoggend is 9uur by 9de Laan is ons bedienikkie woord by die Volle Evangelie Kerk Sabie gemeente. En baie opgewonde om môre daai kant toe te ry. Ek het nog 'n paar beradingssessies môreoggend en dan ry ons deur en sien die omgewing is kom loer in en Sondag aand ouder gewoonte ons aanlyn kerkdiens 9uur, 8uur en ek wil sommer noem die 1 Oktober het ons hierso in Sable Hills buitekant Pretoria het ons 'n doopdiens 4:30 hier by ons huis en ja, as jy nog nie gedoop is nie en jy wil graag gedoop word, en jy's in Pretoria, ek gaan advertensie opsit en jy's meer as welkom om sommer met Karen te reël. Sy stuur vir jou 'n kode om by die hek in te kom en ek het 'n verwagting in my hart as al reeds mense wat gesê het hulle wil gedoop word en doop is so belangrik. Dit is maar hartseer om te kyk hoe mense aan die klein doop vashou waar daar geen skrif is nie en ek het in die week het ons daaroor gepraat. Ek wil nie hoor wat sê professor so en wat sê D&D nie. Wat sê die woord van God? En ek wil jou uitnooi as jy nog nie groot gedoop is nie en jy het 'n begeerte in jou hart as simbool van die afwassing van sonde na bekering, Handelinge 2 vers 38, na wedergeboorte is dit nodig om jou groot te doop. En dan sal jy ook so die Heilige Gees ontvang. Ek gaan 'n paar sessies daaroor bedien ook in die volgende 2-3 weke rondom die doping met die Heilige Gees, die gawes, die werking van die Heilige Gees. Oor groot doop gaan ek juis jy weet volgende week ook oor gesels in een van ons sessies. Moet dit nie mis nie. Vir my baie lekker vir jou wat ingeskakel is. Ek sien ons het alreeds heelwat ingeskakel het. Mag Here jou ryklik seën. Ek wil jou uitnooi as jy ingeskakel is om sommer net daai share knoppie te druk op jou foon. Vanaand wil ek saam met jou bid en ek wil saam die Here vertrou vir elkeen se wonderwerk en elkeen se deurbraak. En mag die Here jou ryklik seën. Maar voor ons by dit kom, ons het 'n aanlyn kerk, het 'n WhatsApp groep waar jy, as jy nog nie op hom is nie, my nommer verskyn op TikTok en dan verskyn hy ook so op Facebook wat my dagstukkies uitkom en ja, dan wil ek jou uitnooi om daai
Nommers om maar net 'n boodskap te stuur, ons laai op die groepies, jy ontvang ons daaglikse dagstukkies en ook ons aanlyn aandsessies dienste in PDF formaat. Dis so lekker om saam met julle almal te kuier en hier baie welkom daar, jy kan op TikTok ook vir almal, Pieter, altyd lekker om jou te sien en saam met julle almal te kuier. Ek is bevoorreg om een van ons getrou aanlyn amper sê ek lidmate, ons aanlyn mensies te ontmoet vandag. Ja, Petrie, het is lekker om jou te ontmoet en ek glo volgens se sessie was ook 'n besonderse sessie wat jy ook ervaar het so in die teenwoordigheid van die Here. Maar vir my so mooi in die woord van die Here lees ek lees 'n gedeelte vanoggend terwyl ek besig is om te bid en sommer net stil is, lees ek 'n gedeelte in Jeremia hoofstuk 20 en ek gaan dit net kortliks met jou deel en dan gaan ons saam bid en die Here vertrou vir elke boetan se wonderwerk ook. Ek hoop die klank is mooi duidelik. Hy sê jy weet Jeremia 20 se opskrif sê en toe ek dit lees, dis dit soos wow. Hy sê Jeremia word deur die priester Vaser vergeslaan en hy word in 'n blok gesit. En Jeremia gaan deur 'n moeilike tyd in sy lewe. Kyk, hy was 'n man ook so na in God se hart. Hy het ook nie, jy weet, geskroom vir die evangelie nie. Maar wat vir my so mooi is, ek lees hierso in vers 10, ek gaan vir jou vers 10 lees en dan vers 11. Maar hy sê in vers 10, want ek het die skindertaal van baie gehoor. Hoor wat sê hy? Hy sê ek hoor mense skinder. Skrik rondom, klaag aan en ons sal hom aanklaag. Al die mense wat met my in vrede lewe loer op my en val. En hulle sê, miskien laat hy hom verlei. Dan kan ons hom oorweldig en ons wraak op hom neem. En ek sien hoe Jeremia sien hoe mense skinder, hy sien hoe mense sleg praat, hy ervaar teenkanting, hy ervaar, jy weet, soveel negatief. Maar hy kom in vers 11 wat vir my so mooi is en hy sê, maar die Here, en ek wil hê jy wat vanaand luister, moet dit ter harte neem. Vir dit wat ons voor gaan staan ook vanaand om vir elkeen te bid. Hy sê dit so mooi, hy sê, maar die Here is met my soos 'n geweldige held. En daarom sal my vervolgers struikel en nie oorwin nie. My vervolgers sal struikel en nie oorwin nie. Hulle staan diep beskaam, omdat hulle nie geslaag het nie. 'n ewige smaad wat nie vergeet sal word nie. Ek is die afgelope paar dae besonders toegegooi onder soveel mensies wat met my praat en wat ek voorbid en soveel dinge wat ek moet aan aandag gee en waar mense deur dinge gaan. Ek het behoorlik eintlik nog nie regtig waar gesit nie. Ek het vanaand kom sit en asem gehaal. En toe ek en Karen aan tafel sit, toe dit voel snaaks dat ons net vir 'n oomblik kan rustig wees. Begin my speaker nou weer te kraak. Almal sê dit klink mooi. Maar weet jy, ek kyk hierna en Jeremia sê, maar die Here is met my soos 'n geweldige held. En ek wil vanaand by jou kom stil staan om vir jou te sê dat die Here gaan vir jou ook deurkom in elke faset. En vanaand wil ek rondom hierdie woord jou kom bemoedig om vir jou te sê om goeie moed te hou, om vas te hou aan God. As ons bid ons nie tot 'n hout
afgod, of 'n afgod wat uit klip uit gekap is nie. Ons aanbid 'n lewende God, wat wakker is oor sy woord, om dit te volbring in jou lewe. En mag jy waar jy nou sit, sommer maar net ervaar ook die hand van God en sy krag. Here, ons wil vanaand baie dankie sê, dat die vyand sal kom, en hy sal wil kom verwoes, hy sal wil kom omkrap, maar Here, U is 'n getroue Here. U beantwoord elkeen van ons gebede op U tyd. Vader, hier is ons vanaand soveel mensies wat aanlyn saam kuier rondom U woord. En ek wil jou uitnooi terwyl jy sit, share vanaand se gebedssessie. Druk net share. Dis al. Druk net share. Is 'n getroue God. 'n waarmaker van die woord. En nou, Here, staan ons op die woord wat ja en amen is. En vanaand kom ons na U toe om te sê, U is hoog en verhewe en U soem vul die tempel. En vanaand kan ons nie anders as om U te besing as die Here van ons harte, die koning van ons lewens nie. Vanaand wil ek kom, en ek wil kom stil staan by elke man en elke vrou, by elke gesin. Ek wil jou kom insluit in hierdie gebed, waar jy sit en wat jy deurgaan, weet dat ons is duisende wat vanaand saam ook so bid en op die beloftes van die Here staan. En die Here sê, waar 2 of meer in my teenwoordigheid is, daar is ek. Ons is vanaand heel wat. Ons is alreeds 1000 alreeds gewees op Facebook en op TikTok. En ek kan sien, as ek so deur die gebedsversoeke werk, sien ek dat daar 'n moedeloosheid onder die volk is. 'n moedeloosheid en 'n bekommernis en 'n vrees oor die toekoms, en ek het juis 'n besonderse boodskap vir Sondag aand. Maar vanaand weet ek dat die Here kom en hy kom omvou jou met sy beskerming en met sy krag en met sy majesteit. Hy is 'n God wat nie lieg nie. Hy is 'n God wat nie teleurstel nie. Hy is 'n God wat altyd opdaag. Hy is 'n God wat nie stil is. Hy is wakker om sy woord te volbring in jou lewe. En waar jy nou sit en jy's bekommerd oor 'n situasie, staan ons nou op God se woord. En vanaand, Here, kan ons nie anderste as om U te besing. Ons kom klop aan U deur. Want ons hoop en ons hulp is van U af. En nou is hier soveel mans en vrouens wat sê, bid vir my, ek het 'n maatjie aan die dood afgestaan, ek het 'n familielid aan die dood afgestaan. Ek het net nou gesien op ons groep, sê iemand, ek het 3 lede my familie aan die dood afgestaan. Ek het net nou 'n boodskap gekry van 'n oom wat sê, bid vir my, ek het my vrou aan die dood afgestaan en ek het my 2 kinders aan die dood afgestaan. My huis het afgebrand, ons het hom herbou, maar hier is 'n diep behoefte dat God my sal aanraak. Ek lees soveel van ons mans en vrouens wat deur moeilikheid gaan, of deur swaarmoedigheid gaan, as gevolg van 'n geliefde wat dood is, 'n kind wat gesterf het, 'n ma of 'n pa, of 'n ouma of 'n oupa, broer of 'n suster, 'n vriend of 'n vriendin, 'n eggenoot. En nou, Here,
kom bid ek in 'n besonder vir hom en haar, dat u daai trane wat u opvang in u kruik, sal u ook hom en haar aanraak met krag en met vrede en met sterkte. Vanaand wil ek kom om te sê, Here, u sien hy stikkende flentershart van 'n geliefde wat gesterf het en 'n gat wat nie gevul kan word deur mooi woorde nie. Maar juis nou kom ons en ons bid saam dat u met die Gees hom en haar sal omvou en ook sal aanraak. Ek wil vir jou kom dankie sê wat saam bid nou in hierdie oomblik en saamstem. Vader, hierdie dogter wat 'n pa of 'n ma aan die dood afgestaan het, wat sê ek sukkel, ek kom nie oor hom of vir haar oor die dood nie, oor 'n kind se dood, oor 'n geliefde, oor 'n vriendin of 'n vriend. Here, lig hulle op. Ek bid dat u hulle in en hulle uitgange sal kom omhels. Hulle harte, hulle lewens kom vul, juis vanaand en in hierdie seisoen, net met u krag en u sterkte. Nou Here, wil ek kom om te bid juis vir 'n geliefde wat siek is, vir 'n man wat siek is, vir 'n vrou wat siek is, vir 'n kind wat siek is, vir 'n familielid, vir 'n kennis wat siek is. Here, u woord sê ek is die Here jou God wat genees. En hoeveel boodskappe het ek net nie vandag ontvang en gister en wat het ek al hierdie jaar ontvang? Ek dink ten minste seker 40,000 minimum in hierdie jaar wat gevra is, bid vir my vir genesing. Bid vir my kind, bid vir my kleinkind wat siek is. Ek wil daai bipolêr aanspreek en daai angs en daai vrees en daai depressie, daai mismoedige hart. Ek wil vanaand kom om te bid vir daai laar rug, vir daai heup wat gebreek is, vir daai knievervanging. Ek wil kom bid vir daai voete. Ek wil vanaand vir daai bloedsomloop kom bid. Ek wil vanaand kom bid vir daai pankreas. Ek wil daai niere kom aanspreek. Ek wil daai Alzheimer kom aanspreek. Ek wil vanaand, Here Jesus, daai kanker kom aanspreek in elke faset waar dit sy kop uitsteek in 'n man en in 'n vrou se lewe. Here, ons kan vir mekaar bid. Dis nie ons wat die werk doen nie. Ons kan net bid vir mekaar. U sê vertrou my en glo my. En ek wil vanaand kom dankie sê dat ek saam met haar en hom kan bid vir genesing. Genesing in sy hart, genesing, Here, vir daai hartkleppe, vir daai bloedsomloop, vanaand, Here, vir daai diabetes, vir daai kind wat siek is, vir daai ekstrale en daai skanderings en daai toetse wat negatief wys, maar tog is daar 'n siekte, tog is daar ongemak en tog is daar 'n seer, en ek wil vanaand bid dat u Heilige Gees ook vanaand kragtig ook so sal daai liggaam deurweek, sodat hy en sy vanaand aangeraak sal word deur u genesende hand. Here, van hulle hoof tot by hulle voetsole. Here, vanaand wil ek daai brein kom aanspreek. Ek wil bid ook daar waar daar bloeding op die brein is, daar waar porfirie is, daar waar vanaand ook so arthritis is. Dankie vanaand dat ons dit kan kom aanspreek. Dankie dat ons dit by voete kan kom lê. Here, vir daai selle om in lyn te kom met God se woord. Jy wat jou sig verloor, jy wat besig is om doof te raak. Jy wat jy weet in jou spierdistrofie. Jy wat juis op hierdie stadium in jou rug, jy weet in jou murg sukkel. Jy weet jy wat vernouing het ook in jou tussen jou kussentjies. Ek wil vanaand kom en ek wil saam met jou bid en ek wil vir jou sê, moenie dink dat
jou gebed, sommer maar net, hoekom sal ek vra? Weet jy wat God spesialiseer in die detail? Hy spesialiseer in daai kolon genesing, daai dikdarm genesing, daai spierdistrofie genesing. Hy kom raak aan daai keelkanker. Ek wil vanaand daai vernouing in jou in jou hart wil ek vanaand kom aanspreek. Ek wil vanaand dankie sê dat ons daai epilepsie by die voete kan kom neerlê. Here, by U is niks onmoontlik nie. Vra sê die woord en vir jou sal gegee word. Kyk of ek nie die sluise van die hemel oor jou sal oopmaak nie. God gee vir ons soveel beloftes dat hy ons nie sal begewe en ons verlaat nie. Hoekom juis wanneer jy in 'n dal is, sal hy wegstap van jou af? Nooit. Ooit sal God wegstap van jou en my nie. Hy's 'n goeie God. En nou wil ek dankie sê dat Here daai sinuskanaal, dat U vanaand ook so daai enkel kom aanraak. Vanaand daai swelling, daai niere, daai lewer. Dankie vanaand dat ons alreeds U kan loof uit ons siekte toestand uit. Dankie dat U vanaand vir ons die belofte gee dat U arm is nie te kort nie en die oor is ook nie doof nie. U oog is op elkeen, Here, en ons is soos 'n oogappel. En vanaand, Here, weet ons dat U ons nooit alleen sal laat nie en U oog op ons is. Wanneer 'n geneesheer teater toe gaan, dan sit hulle in jou diepe slaap, hulle sit jou narkose en dan kom die dokter en hy doen 'n delikate, hy het voor die tyd mooi gekyk, hy het voor die tyd geweet waar hy heen moet gaan en hy bestudeer daai ekstra plate. En dan met die dag van die operasie, dan jy moet voor die tyd mag jy nie eet nie. En daar's 'n hele lys van goed en dan kom die susters voor die tyd. Hulle sit vir jou 'n baantjie op sodat hulle seker maak dat as jy gaan, jy weet vir 'n neusoperasie dat hulle nie jou toon afsit nie. Hulle maak seker dat as jy in die teater is dat die pasiënt geopereer word vir die regte kwaal. En so kom die dokter en met sy span en met die hulp wat hy het en hulle kom staan daar en weet jy wat? Delikaat, sensitief. Selfs met hartoperasie. Jy kan nie 'n ortopeed laat werk aan 'n hart nie. Maar weet jy wat die wonderlik is? Dat die groot geneesheer Christus Jesus is in staat om van jou hoof tot by jou voetsool te kan opereer in daai liggaam, om te kom heel maak. Hy sê in sy woord, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Terwyl hy aan die kruishout gehang het daar genesing gekom. Vir jou en my het hy die sleutels van die doderyk, hy het daardeur die dood te oorwin, het hy vir jou en my gegee, genesing, deurbraak. En nou waar jy sit, wil ek daai ongemak kom aanspreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Om in lyn hierdie liggaam, en ek wil hê jy moet waar jy sit, daai ongemak in jou liggaam. As jy jou hand daarop kan sit, sit jou hand daarop. As jy vanaand saam met my net wil bid, dan bid jy net saam. Here, maar ek bring hierdie ongemak in my liggaam na U toe. Ek eer U alreeds, ek prys U uit hierdie situasie van my gesondheid. Sê ek vir U dankie. Ek wil vanaand vir jou sê, moenie nalat om jou sommer self te salf. Nie vir jouself te kan bid, leer om vir jouself te kan bid. Moenie skaam wees om dit voor God te noem en by God se voete te lê nie. Ek wil vanaand vir jou sê, hy was nie skaam om geoffer te word nie, hoef jy ook nie skaam te wees nie. En vanaand sê ons vir U dankie vir elke wonderwerk. Daai seëne wees. Elke persoon in Jesus se naam. Tristan, lekker om jou te sien vanaand. Ons het 'n lekker kuiertjie gehad so paar weke terug daar by Tuks. En ek sien uit om binnekort saam met jou weer 'n lekker kuiertjie in te sit. Maar ons bid vanaand vir mekaar. Here, U weet van elkeen se behoefte. U weet van ons elkeen. Niks is by U onbekend nie. En wat ons doen, ons bid net vir mekaar, Here. Ons roep U aan.
Uit my uit het ek niks wat ek kan bied. En juist nou, wil ons net aan U die lof bring. Ons wil net sê, daar's niemand soos U nie. Ek stel te leer elke dag, dryp ons toetse in hierdie lewe, maar ons staan weer op. Ek wil jou uitnooi vanaand. Daar waar jy ook al is, waar jy ook al beweeg. Moenie hou op terugkyk. Ons moet in die nou oomblik wees. Ek sê dit soveel keer ook in my kantoor vir mense. En as ek met mense in ander kan kom, wat mense van jou en my sê, dit definieer nie wie jy en ek is nie. Ons moet ophou die leuen glo van wat mense oor ons uitspreek, wat mense van jou en my sê. Hou op die leuns glo van die samelewing. Jy en ek is meer as die leuns van mense, meer as die opinies van mense. Wat so wonderlik is die Heilige Gees is soos 'n wind, jy kan dit sien en jy kan dit ervaar, wind waai en jy kan sien daar's beweging, maar tog voel jy dit ook. En so nooi ek jou ook uit om in jou lewe ook by daai plek te kan kom. Is iemand wat vir my gesê het, bid vir my man vir werk. Ek wil vanaand sê, as ek kon almal genees en almal aanraak, dan sou ek dit gedoen het. Ek kan dit nie doen nie. Vir ons word gevra deur die bid vir mekaar, dra mekaar. En juis wil ons nou in gebed ook so mekaar kom dra. Here, U ken hierdie mismoedige harte en Here, U sien elke traan. U weet van alles, my in en my uitgaan. En nou wil ek ook bid vir daai boeta wat vir my gevra het, bid vir ons huisgesin. Bid vir ons huwelik. Here, ek wil dankie sê dat ons in die stilte van 'n aand soos hierdie net kan kom om mekaar te bid. En ek wil dankie sê dat uit my eenvoud wil ek kom om vir elke gesin te bid wat juis op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan. Ek het onlangs gehoor van 'n paartjie wat 'n jaar getroud is en man het maar net die pad gevat. En die oor begin vir daai vrou en selfs vir die man ook. Hoekom weet 'n mens nie alles nie? Dis mense wat 60 is en skei, 70 is en skei. Jong paartjies, mense wat se kinders al kinders het. En nou sê ons dankie Here dat ons kan bid in 'n tyd waar eintlik soveel ellende in gesinne is. Bid ons net dat herstel sal plaasvind. Ek het nooit vergeet nie toe ek studeer het omtrent so 112 jaar gelede, het ek in kinderbediening 'n vroutjie gehad wat vir ons klas aangebied het. Stander was af van Lenet Stander. Ek het nooit vergeet wat sy gesê het nie. Vat 'n kind aan die hand, dan vat jy 'n ouer aan die hart. En ek dink ons kinders het baie uitdagings. En ons kinders gaan deur baie dinge. Ek het self 2 bulle en 'n ballin. En mens het nie 'n keuse aan hierdie dag en uur om hulle by die Here se voete neer te sit nie. Ek wil iets sê terwyl ons so bid. Kom ek en jy wees 'n voorbeeld. Kom ons wees 'n voorbeeld net vir ons vrouens en vir ons mans en vir ons kinders. Begin by ons huise. My broer is 'n skoolhoof en as ek na hom luister baie keer dan dink ek, as ek so luister, het ouers se wanbegrip rondom skole. Hulle dink die kinders moet gefiks word by die skool. En hulle moet daar hoor
van reg lewe. Daar hoor, dank die Here, daar is instansies wat dit doen. Maar ek kry skaam eintlik om dit te sê, dat die huisgesinne is nie meer huisgesinne wat 'n pa voorbeeld is vir sy kinders en 'n ma voorbeeld vir haar kinders. En dat 'n paartjie ook nie meer respek het vir mekaar nie. En vanaand bid ek, Here, dat ons weer respek het vir mekaar. Selfs in verhoudings. Wees nederig en opreg teenoor haar. Sy het jou gekies, niemand anderste nie. Sy het jou gekies. Hy het jou gekies. Pas mekaar op. Bid vir mekaar. Wees daar vir mekaar. Luister na mekaar se harte. Hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou siel? Vir my is dit belangrik om vir my kinders in te tree. Dis wat ek kan doen, dis wat jy kan doen. Ons tree vir hulle in. Hulle is in my huis tot op 18 daarna. En my jongste is 16, hy's in 'n koshuis. Maar wanneer ek en hy saam is, en wanneer ek geleentheid het, dan herinner ek hom. Ek herinner hom aan my liefde teenoor hom, my genade teenoor hom, dat hy weet wanneer daai popo die fan stryk. Al 3 my kinders het al in die verlede, as dinge gebeur, die eerste persoon wie hulle bel, of dit pouse is, of dit na skool is, of wanneer daar iets stryk, dan sal hulle my bel, want hulle weet hulle kan na my toe kom. En hulle weet ook dat ek gaan tyd maak om te luister, en ek sal alles as 'n pa my vermoë doen, om ook daar te wil help, en daar te wil 'n hand bysit. Want dit is my kinders. En ons hemelse Vader is dieselfde. Ek dink ons moet ons gedagtes verander rondom God as die God van straf. Hy's 'n God van genade. Hy's 'n God van liefde. Hy's 'n God van 'n tweede kans. Hoeveel keer het ek geval? Hoeveel keer het ek onnosele besluite geneem in my lewe? Hoeveel keer was ek rebels, maar elke keer is hy daar om ons op te lig. Dit is 'n Vader. En jy wat vanaand vra vir gebed rondom jou probleem. Ons hoef dit eintlik nie eens vir mekaar te noem nie. Ek wil jou aanmoedig om maar net in jou binnekamer te gaan en ook daar te gaan kniel en daar die Here te vertrou. Die Here ken jou en my by ons name. Weet jy, ek wil ook vir jou kom bid en daar is soveel wat vir my gesê, bid vir my werk. En wat doen ons? Ons steek 'n hand uit na mekaar, ons vat hande en ons stuur 'n energie in die geestelike riem. Waar jy is, maak nie afstand, dit nie 'n probleem nie. Maar ek wil vir jou sê dat ek wil saam met jou bid dat die Gees van die Here, nou waar jy is, ook in jou lewe vaardig sal word. En dat ek en jy die koste sal bereken. En aan God ook gee wat hom toekom. Here, vanaand kom ons bid vir hom en haar wat hulle werk verloor het. Weet jy hoeveel mense in hierdie dag en uur, ek het in die laaste 2 weke van soveel gevalle gehoor, van persone wat eintlik onwettig afbetaal is, wat geboelie is om te bedank. Skrikwekkend. En dan kom jy agter dat van die HR en ondertoe is daar soveel druk op mense, dat hulle mense van alle kante af net fire, en hoop dat daar nie sake gemaak gaan word nie. En as daar is, dan boelie hulle met hulle die regte regters en span in hulle.
En jy voel vanaand dalk jou hande is afgekap omdat jy jou werk verloor het onskuldig. Jy wat dalk, iemand het vir my vanmiddag gesê, ek het oor 1000 keer al my CV uitgestuur. Ek hoor van soveel mense wat dit deurgaan. Verskoon as julle iets hoor, ek het hier iets in my dak. Nou, ons het hierso al Coke in 'n koppie uitgesit en ek het al amper sê ek Mandrex, Ratex hier in die dak gegooi. Maar dit lyk of hierdie goeters geboost is, want dit voel vir my of hulle het nou hulle tweede asem gekry. Maar hulle gee hulle beste. Dit klink of hulle sokker speel hier op hierdie plafon. Verskoon, ek het 'n paar gaste wat dalk deelneem vanaand hierso uit die ceiling uit. Maar vanaand wil ek vir jou kom bid vir ook 'n deurbraak in jou werksituasie. Ek wil dankie sê vir 'n deurbraak in hom en in haar lewe rondom werk. Dankie dat ek net saam met haar kom bid. Saam met hom kan kom bid. En net hande kan vat en kan sê, Here, U sien hulle moedeloos, U sien 'n swaarmoedige hart. En ek bid vir jou vanaand, vir krag en sterkte. Ek bid vir jou vir voorsiening, en ek bid ook, dat daar vir jou 'n deur sal oopgaan. So vir mense wat hier voor die einde van die maand, eintlik mismoedig is, omdat daar nie geld is nie, en weet dat die bietjie wat dalk gaan inkom, net so weer gaan uitgaan. En ek wil vir jou kom bid, en hoor my hart, ook in daai opsig van jou finansies. En daar was omtrent seker 150, daar seker 150 mense wat my gesê het, bid vir my finansies vanaand. Iemand sê dat gedink is 'n hondjie se stert wat teen my tafel tik. Wel, ek wil vir jou sê, hierdie klink iets soos 'n hondjie nie. Hierdie klink soos 'n meneer binne in hierdie dak. Klink soos 'n Rottweiler. Ek weet nie of hy nou begin styftrekkings kry en hy dalk 'n bietjie van hy Coke gedrink met daai Ratex nie, en nou gee hy sy beste in sy laaste sessie nie. Maar ek wil kom om ja en amen te sê, dat dit so sal wees ook. Jou deurbraak en jou genesing, en ook vir jou wonderwerk, deurbraak oomblik. Ons het nou klas gehardloop, en soos ek gesê het gister, toe ek klaarmaak met my sessies, toe sit soos, ek het soveel geleer, en dit voel vir my soos of ek het nog nie genoeg gehoor nie, en dit was in 'n mate bly, maar aan die ander kant, weet sad gewees. En ek wil jou uitnooi om altyd 'n student te wees, wat ook tyd met die woord spandeer, wat die woord leer, wat die woord ken, wanneer die aanslag kom, dat jy kan sê, dit staan geskrywe. En mag jy, en nou waar jy is, net so ervaar ook 'n deurbraak. En oorwinning. Ek wil ook vir jou kom bid wat vir baie lank in jou lewe ook geboelie is. En in die samelewing geboelie word. En ek moet iets sê, en vir u wat dalk op sosiale platforms ook praat, en selfs sal weet hoe maklik kan mense net sê wat hulle wil sê. En baie mense kan dit nie hanteer nie, baie kry seer, en baie sê, as jy jou uitsit daarvoor, jy weet dan, dan moet jy dit kan vat. Maar daar's mense daar buite wat seer het. Daar's mense wat tans luister,
wat angstig is. Ek wil vir jou sê, jy's nie alleen nie, hy het jou eerste lief gehad. En ek bid vir jou vir omhelsing van sy liefde en krag. Ek bid dat genesing ook deur jou sal vloei. En iemand sê vir my, moet ek nou my medikasie los vir my angs en my depressie? Nooit nie. Jesus self het 'n dokter saam met hom gehad. Hy het selfs iemand gehad wat sy boeke gedoen het. Hy het manne saam met hom laat stap wat geweet het wat hulle kan doen. En daarom wil ek nou vir jou sê, moet nooit alleen in jou lewe probeer. As jy deur 'n dal van doodskade weer gaan, as jy alleen is, moet nooit alleen met alles te wil cope nie. Reik uit. Praat met iemand, gesels met iemand. Vir jou wat nou eensaam is. Jy sê vir my, jy's tussen mense en jy's eensaam. Jy sê vir my, jy's elke dag tussen mense en jy's iemand wat, jy weet, jy's die senter van 'n geselskap, maar as jy in jou voertuig klim of as jy wegstap, is jy eensaam. Daar's baie sulke mense. Ek het net nou gesien, iemand sê op die platform, ek voel ek is niks werd nie. Daar's baie wat so voel. Ek het geleer in die lewe, dat is oké om nie oké te wees nie. Ek het geleer in die lewe om vir mense te kan sê, maar jy weet, daar's hoop na mislukkings. Daar's krag na en deurbraak en vergifnis na egskeiding. Dis nie hoe jy val nie, dis hoe jy opstaan wat die verskil maak. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar ek is daarom nie meer waar ek was nie. En nou, Here, wil ek kom, en ek wil ook bid vir daai paartjie wat sê, ons sukkel om swanger te raak. Ons sukkel. Ek wil net bid dat, en ek wil ook sê, dis wys, die Here het dokters daar gesit ook, en ek sien 'n dokter, gaan praat met iemand. Jy weet, kry hulp. Van my kant af, 911 nommer. Ek bid hom tot in die hemel vir jou, want dit is wat gevra word van ons. Dra mekaar se laste, bid vir mekaar, sodat ons gesond kan word, sodat genesing kan plaasvind. Nou wil ek ook kom om, ook daar waar jy sit, wat sê, Julie, Oktober, November en Desember is al my draai voor, en ek slat nie taak het nie, kontant vloei, die rekeninge hoop op, en ek weet net nie wat ek kan doen nie. Ek wil dankie sê vir hom en haar se deurbraak. Ek wil kom om te bid vir jou as 'n enkel ma, vir jou as 'n enkel pa, ook vir krag en vir finansiële deurbraak. Vir jou wat moedeloos is, omdat dinge net nie verander nie. Dankie dat ek juis nou kan bid vir daai wonderwerk. Ek kan vir jou kom bid dat jou woestyn pad, jou wildernis verander in 'n oase. Ek bid vir jou, wie se kinders dalk op hierdie stadium siek is, dalk verslaaf is, 'n ouer wat in 'n tronk sit, 'n kind wat in 'n tronk sit, verhoor afwagting.
jou kind wat deur 'n egskeiding gaan, en jy voel jou hande is afgekap, in 'n situasie. Nou bid ek, dat die volheid van die heerlikheid, ook so, Here, sal manifesteer. Nie my wil nie, maar dat U wil sal geskied. Groot is die genade vir ons. Ek bid vir jou wat in moeilike werksomstandighede sit, vir 'n uitkoms, vir 'n deurbraak. Wat vandag vir my baie opvallend was, hoeveel mense vir my gesê het, bid asseblief vir my, dat my huis sal verkoop. Bid dat hy verkoop, dat ek nader aan my kinders kan trek, of dat ek in hierdie seisoen kan klaarmaak, en in 'n nuwe seisoen kan ingaan. Vir jou wat al 'n jaar wag, 'n maand wag, 'n dag wag, ek wil dankie sê, Here, dat U tyd is die beste tyd, en ek eer U daarvoor. Ek eer U ook juis nou vir hom en haar wat luister op Facebook, TikTok, op YouTube. U ken hulle harte. Here, hierdie wat ek gelees het, wil ek hom vasmaak, en ek wil jou herinner hieraan. Maar die Here is met my soos 'n geweldige held. Hoor wat sê hy so, 'n geweldige held. En daarom sal my vervolgers struikel en nie oorwin nie. Dit wat teen jou is, ek sê dankie, Here, dat dit tot niets sal gaan. Ek wil daai longe van jou kom aanspreek. Ek wil jou moeilike omstandighede, jou sug, ek wil vir Here alreeds dankie sê ook vir my ma se genesing. Dankie vir krag. Dankie ook vir deurbraak in haar gemoed en in haar liggaam in Jesus se naam. Is naas niemand soos U nie. Jy wat sit met 'n kind wat op drugs is en bekommerd is, dat hy nie werk nie. Ek bid vir hulle vanaand ook so. Dankie, Here, vir werk. Vir 'n man wat ver weg werk en huise opgesplit is, dankie dat jy daar ook stil staan en ook daar aanraak en voorsien. Omvou hulle met krag. Omvou hulle met genesing. Dankie vir die belofte dat die arm is nie te kort nie. En die oor is nie doof nie. Jy weet, die lekker is soms jou seun rugby speel of jou meisiekind is op die netbal. Jou oë is op hom, jou oë is op haar. Jy wil die hele tyd net sien dat hulle oukei is. En as hulle daar op die veld besering optel, dan spring die ma's op en die pa's is daar. Hulle is nog voor die medic daar. En hulle speel sommer dokter, hulle kan dadelik sommer visualiseer daar van die kant af hoe seer hy kind gekry het, en dan is hulle op. Jy weet, want jou oog is op jou skatte. En so is God se oog op jou en my. En jy hoef nie bekommerd te wees dat jy in hierdie seisoen van jou lewe, jy is nie alleen nie. Hy is met jou. Dankie, Here, dat ek vanaand so kan kom stil staan by U woord en ook so kom afsluit. En soos hierdie Jeremia gesê het, soos 'n geweldige held. Dankie dat U ook ons vyande stil maak. Ons storm stil maak. Dankie dat U vanaand 'n waarmaker is van die woord. Vir jou man se gesondheid, jou vrou se gesondheid, genesing.
in Jesus se naam. Halleluja. Daar's ons soveel wat verslaaf is aan soveel verskillende dinge. En ek sê dankie vanaand vir vrymaking. Dankie dat u Stefan André Pieter se eerste lief gehad het. Dankie dat u vir my 'n prys betaal het, nog voor ek u geken het. Voor ek u geken het. Voor ek u ontmoet het. Het u vir my aan 'n kruishout gesterf. Daarvoor eer ek u. Dankie vir genade vir elkeen van ons. In Jesus se naam. Amen. Laat dit so wees. As jy in Mpumalanga is, ek is daar Sondagoggend in Sabie, 9 uur by die Volle Evangelie Kerk by Pastoor Gawie Pretorius. En Sondag aand is ons aanddiens 8 uur, moet dit nie mis nie. Maandag en Dinsdag, Woensdag en Donderdag tussen 8 en 9. Is lekker gewees om saam met julle te kuier, julle is kosbaar. Jy's kosbaar. Weet jy wat vir my so wonderlik is, die Here hou van my net soos ek is. Hy het my lief, hy het jou lief, net soos jy is. No condemnation. As ons dit kan leer om liefde vir mekaar te kan hê, in harmonie saam te kan leef, dan wil ek vir jou sê, dink ek gaan dit ook 'n beter plek wees, waar ek en jy beweeg. Kyk uit om saam met jy te kuier Sondagoggend. Ek's gewoonlik 10 uur op, diens begin 9 uur, ek dink 9:30 sal hulle lofprys klaar wees. Ek sou so van 9:30 af live wees, plus minus ongeveer Sondagoggend. So ek saai sommer live daar van hulle kerk af uit. Ek kan nie wag om saam met jou te kuier nie. Was vir my baie lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en vir jou te kom bid. En kom ons hou mekaar ook so in ons gebede. Lekker gewees om maar saam met jou te kuier en al die ou gesigte weer te sien op die lives. En ja, ek het my live sessies gemis. En dankie vir jou wat vir ons aanlyn kerk ook bid. En vir mekaar se bid. Baie blessings, ek sien julle Sondagoggend. Soete nagerus. Groete vir Sproete en ou lekkie vir Vlekkie. En ek gaan kyk of ek hierdie klein worshond uit hierdie ceiling kan kry, wat vanaand saam kerk gehou het. Ek het al gehoop hy sou uitkniel, of net 'n bietjie hier, kom stil sit op die mat. Maar hy het toe nou nie. Julle is kosbaar. Baie blessings.